Einstein kuier nog steeds op die eiland saam met die pikkewyne. Nou leer hy ons oor die vraagteken. Graad 1, 2 en 3 behandel die vraagteken. Dit is een van ons eenvoudigste leestekens en baie maklik om baas te raak, veral as jy saam met Leni stap. Natuurlik onthou jy nog vir Leni. Onthou jy dat sy jou geleer het van 'n vraagteken? Waar staan die vraagteken nou weer? Ons het daaroor gesels dat dit een van die 3 is wat ons aan die einde van 'n sin kan gebruik. Leni stap en raak vreeslik opgewonde as sy die swaai in die bos gewaar. Natuurlik hardloop Leni dadelik tot by die boom, want sy kan nie wag om lekker te swaai nie. Kyk mooi, die swaai is aan die einde van die tak, want die vraagteken kom aan die einde van die sin. Leni vra, sal jy my asseblief swaai? Hoor jy? Leni vra 'n vraag. Ons gebruik die vraagteken aan die einde van 'n sin wanneer ons vir iemand iets vra. Hierdie sin het sy eie naam, ons noem dit 'n vraagsin. As Leni so mooi vra met haar vraagsin, kan sy heel dag lank lekker swaai. En nou hou Leni van swaai. Sy kan swaai en swaai en swaai sonder enige verdere reëls wat bykom. Jy is reeds in graad 1 klaar met die vraagteken. 'n Paar voorbeeldsinne. Is die vis groot? Vraagteken. Kan ek gaan speel? Vraagteken. Weet jy wie is dit? Vraagteken. Wanneer is jou verjaarsdag? Vraagteken. Sodra ek 'n vraag vra en dit 'n vraagsin verteenwoordig, eindig ek die sin met 'n vraagteken. Ons het reeds nou 2 van die maniere hoe jy sin kan eindig behandel, die punt en vandag die vraagteken. Waar gebruik ons die vraagteken? Leni het ons mooi gewys. Dis wanneer sy op daai snaakse swaai, wanneer ons aan die einde van 'n vraagsin 'n vraagteken gebruik. Watter woorde kom meestal voor in 'n vraagsin? Dit is jou 4 W en 2 H woorde. Wie, wat, waar, wanneer, hoekom en hoe. Onthou, wanneer jy daardie woorde aan die begin van 'n sin sien, weet jy verseker jy het te doen met 'n vraagsin en die sin eindig op ons vraagteken. Dankie Leni. Ons het reeds in die vorige grade die vraagteken afgehandel. Wat ons in graad 4 en 5 byvoeg, is om jou te herinner waarom nie die vraagteken te gebruik nie. Ons laaste brokkie nuus oor die vraagteken. Wanneer 'n direkte sin wat 'n vraag was, soos, ma vra, Leni, swaai jy lekker? Eindig dit op 'n vraagteken omdat dit 'n vraagsin is. Sodra ons dit oorskryf in die indirekte rede, ma vra of Leni lekker swaai, is dit nie meer 'n vraagteken nie en Leni is lankal af van die swaai op pad huis toe. Kom ons kyk na 'n voorbeeldsin, direkte rede. Ma vra, Johan, is jy honger? Indirekte rede. Ma vra of Johan honger is. Nou gebruik ons die punt in die plek van die vraagteken, omdat dit 'n stelling is en nie meer 'n vraag nie. Ons finale muurkaart van die vraagteken herinner jou met die groen blok dat jy nie aan die einde van die indirekte rede 'n vraagteken gebruik nie, maar wel 'n punt. Ma vra of Leni lekker swaai met 'n punt, nie met 'n vraagteken nie. Ons het reeds gesê dat ons verskeie bronne gebruik en regtig probeer om by 'n eenvormigheid uit te kom in ons kurrikulum.
Julle is welkom om hierdeur te lees. Maak seker julle bly bewus daarvan dat Kitsa Spelling se materiaal kopiereg op het. Binnekort gaan ons julle verras met 'n heerlike bordspeletjie wat julle as gesin saam kan speel om grondslagfase se leestekens sommer almal op een plek bymekaar onder die knie te kry terwyl julle groot pret as 'n gesin het.